Geliefdes, vanoggend gaan ons voort met ons reeks oordenkings oor die Heilige Gees se werk in my. En ons lees uit Johannes 14 vanaf vers 25. Dit het ek vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle in alles onderrig en julle in alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my liefgehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou het ek dit vir julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle wanneer dit gebeur kan glo. Ek sal nie meer baie met julle praat nie, want die heerser van die wêreld is aan die kom, en hy het nie mag oor my nie. Maar sodat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen soos wat die Vader aan my opgedra het. Staan op, laat ons hiervandaan weggaan. Geliefdes, soos wat Jesus sy disippels troos met die belofte van die Heilige Gees, sê hy nie net aan hulle dat die Gees in hulle sal woon nie. Die Here Jesus kom ook en hy kom leer sy disippels wat die Heilige Gees sal doen. Sommige van Jesus se verduideliking van die Heilige Gees se werk is spesifiek vir die disippels. Omdat Jesus geweet het dat sy disippels die apostels van die vroeë kerk sou word, sê Jesus vir hulle dat die Heilige Gees alles wat ek vir julle gesê het in herinnering sal roep. Hy kom sê vir die disippels, ek het julle geroep en ek het julle geleer, maar wanneer ek nie meer daar is nie, sal die Heilige Gees julle herinner aan wat ek gesê het. Sommiges sou later briewe skryf wat in die Heilige Skrif in die woord heilig verklaar sou word. Sommiges sou na verre lande reis om die evangelie te verkondig en onder beproewing en vervolging herinner word aan wat Jesus gesê het. Almal sou leiers en onderwysers, leerkragte, leermeesters wees. Wat 'n gawe. Wat 'n seën dat die Heilige Gees hulle aan Jesus se woorde en sy leringe sou onderhou, of sou herinner. As ons mooi daaroor dink, wanneer iets gebeur, kom ons gebruik die disippels as voorbeeld, wanneer Jesus 'n wonder doen, is dit makliker om dit te onthou as baie keer dinge wat ons hoor, dinge wat ons sien, is dinge wat ons glo en ons eie maak. Jesus het ook gesê dat die Heilige Gees en sy woorde julle alles sal leer. Dit wil sê, die disippels weet dat alles wat hulle moet weet aan hulle geleer sal word. Hy sal hulle alles leer wat hulle moet weet om hulle apostoliese sending te vervul. Hy sê later, wanneer die Gees van die waarheid kom, sal hy julle in die hele waarheid lei. En weet jy, dit geld ook vir jou en my. In Romeine 8 sê Paulus dat dit onmoontlik is vir diegene wat uit die vlees is, diegene wat nie in die Gees is nie, om hulle aan God te onderwerp of hom te behaag. Maar dan sê Paulus, dit is slegs deur die Heilige Gees dat ons geestelike dinge kan ken en kan onderskei. Kom ons bid dat ons die
'n ontvanklike hart en verstand sal hê vir die Heilige Gees om te onderrig. Kom ons bid dat die Heilige Gees ons herder sal wees. Ja, herder, Here, en daarin dat hy ons sal lei, dat ons herder en sy prediking in ons lewens sal raak sien. Wat 'n waarheid. Kom ons bid daarvoor. Almagtige, ewige God en Vader, Here, baie dankie vir hierdie seker wete, dat u Heilige Gees hier is om, Here Jesus, u woorde in ons te kom bevestig, ons daaraan te herinner. Here, ek wil bid dat u aan my 'n ontvanklike hart en verstand sal gee, vir die Heilige Gees om my te onderrig, my te leer. Here, kom en seën hierdie lering in my. Maak hierdie waarheid deel van my. En gee aan my die krag om juis hierdie waarheid uit te dra. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vanoggend sing ons saam Liedboek 205 verse 1, 2 en 3. Geliefdes, vir môreoggend lees ons saam Johannes 16 vers 1 tot 15 en dan sien ons mekaar om 6:00. 'n Geseënde dag.